Volspoed, episode 19. Christo het nie verwag om Rosanne Schultz nog steeds in die bed te kry, 5 uur op 'n Sondagmiddag nie. Sy lyk vir hom na die tipe wat alle goeie raad sal ignoreer, wat teen enige aanbevelings in aan 'n marathon sal deelneem met 'n gebreekte linkerbeen in gips of na iets soos 'n oop hartoperasie. Goed, hy oordryf seker 'n bietjie in sy kop. Nou nie 'n marathon nie, maar ten minste 'n 5 km park hardloop. Net om vir die wêreld te wys sy sal, want almal sê moenie. Of om 'n strykkamer wat stoor geword het op sy dak om te keer om 'n slang te vang. Helleveeg, hy was reg. Wat? Christo stap versigtig nader om by die emmer in te kyk. 'n meneer van 'n wipneus kobra. Hy kyk na Amy, wat hom by die voordeur ontvang het en toe saam met hom hier na die agterkant van die huis gestap het. Wie die ding gevang en hierin gesit? Daai enetjie, ewe behendig, glo 'n slang vang kursus saam met die oorlede man gedoen. Beter gevaar as Bert, wat blykbaar maar die hele tyd op hete kole was. Sy beduie na die donker kop vroutjie wat daar tussen 'n klomp kampeertoerusting op die grasperk bedrywig is. Christo kyk weer na die ding in die emmer en hy buk nog so toe kom sy nader. Mooi nê? Ja, deur buite in die veld, stem hy saam. En dit is wat ek nou met hom gaan doen, om daar langs die wildtuin se heining loslaat. Dan beter ons ry, dit raak donker, verklaar Christo. My kar staan voor, ek sal bestuur en jy kan pad beduie. Hy maak seker dat die deksel behoorlik toe is en toe tel hy die emmer op. Daar is groot genoeg spasie agter in die kattebak van die BMW, waar die emmer kan regop staan. En toe hy omdraai, staan die vroumensie agter hom. Sy het haar slangvangstok met knyper vooraan in haar hande en is groot oog opgewonde oor operasie slangvrylating. Is jy reg, kan ons maar gaan? Maak Christo seker en wanneer sy entoesiasties knik, maak hy vir haar die passasierskant van die kar oop. Sy wip in en hy stap na die ander kant. Jy weet daardie slang is een van die giftigstes in Afrika, né? Ja, ek weet man, bosveld kobra, Egiptiese kobra, wipneus kobra. Ja, ek ken sy soort. Ons kry hulle gereeld hier. En in die koue soek hulle gewoonlik 'n snoesige plekkie om te oorwinter. Bert het my gewaarsku om oë oop te hou daar in die strykamertjie wat ons gebruik as 'n stoorkamer vir ons kamptoerusting. Christo kyk sydelings na Rosanne. Bert, jou oorlede man. Sy vang sy oog en sê met nadruk, ja, vanselfsprekend toe hy nog geleef het. Ons het saam die slangvangkursus gaan doen, want mens kan tog nie elke reptiel van kant maak, net omdat hy ook probeer oorleef nie. O, maar mens kan, wil Christo sê. As hy dit waag om in my huis te kom kuier, is dit bye bye, baby. Maar laat hy nie die hasiekusser en slangstreeler hier langs om te veel ontstel nie. Laat hulle eerder die missie voltooi, sodat hy kan seker maak dat sy uit die moeilikheid bly, terwyl dit gebeur, operasie slang vrylaat. Daar kan seker 'n maatjie in die omgewing wees, daar in die stoorkamer. Die mense glo mos hulle loop in pare, so jy moet jou oë oophou, Rosanne. Sy lag. Dokter Du Plessis, eerlike waarheid. Ek het skielik oë reg agter my kop ontwikkel, maar gelukkig is die slange in hierdie stadium redelik passief, omdat dit so koud is. Ek hoop maar dat hierdie ouetjie vir homself vinnig 'n ou slaapplekkie sal vind vir die res van die winter, maar veral vir vanaand, want dit gaan weer lekker koud word. Solank dit net nie in iemand anders se huis is nie, sê Christo. Want dit is hoekom ek altyd daardie plek gekies het, waar ons hom nou gaan vrylaat. Sy beduie, regs daar, links in hierdie grondpaadjie, wat 'n 2-spoor word, en daar is die heining nou voor hulle. Christo laai die emmer uit, en op 'n stadium vat sy dit by hom. Nou staan jy terug, jou skoene is nie slangvang bestand nie. Reg,
hare is, sien hy, hoop hy, stewels met 'n dik ekstra skerm om die enkels, daar waarheen 'n vasgekeerde slang waarskynlik sal mik om te pik. Christo loop nietemin saam met Rosaan tot teen die heining, waar sy die deksel vinnig oopmaak en die emmer weg van haar omkeer. Die slang lê eers vir 'n oomblik stil daar in die ronding van die emmer en Rosaan tik teen die onderkant van die bodem. Toe seil die slang uit, eers stadig en daarna 'n klein bietjie vinniger. 'n Mooi voorbeeld van sy spesies, moet Christo darm self erken, al is hy nie lief vir slange nie. Hy sien te veel kere die resultate van 'n pik van hierdie soort slang. Cytotoksies, wat maak dat die pasiënt dele van 'n hand of 'n been kan verloor, omdat die spiere en weefsels vernietig word. Neurotoksiese gif ook, wat 'n pasiënt se hartklop en asemhalingsstelsel aantas, indien onbehandeld. En dit gewerk nogal vinnig. Die pasiënt kan doodgaan. Christo staan effens agter Rosaan en verstom hom aan toe sy onverwags begin hande klap en uitroep, "Bravo, missie voltooi, hy het 'n gat gevind." En toe draai sy om en betrap hom op heterdaad, terwyl hy in bewondering na haar staar. "Verkeerd broer," raas hy met homself en kyk haastig na die plek waar die slang blykbaar oomblikke gelede in 'n gat verdwyn het. Terug by Villa Schultz gaan maak Christo sy toerusting in haar slaapkamer bymekaar, om dit in die bak van sy BMW te laai. Daar waar slang se emmer tevore gestaan het, kom weer die suurstofmasjien en die monitor. Amy het die komperse wat hy gisterand om die vroue gehang het, droog gemaak en opgevou en teruggesit in hulle sakke. Christo huiwer, dit is nie iets wat hulle oor en oor gebruik nie, maar dan vat hy tog by haar en sê mooi dankie, sy het dan soveel moeite gedoen. Drink tog net eers gou saam met ons 'n koppie koffie of tee, en daar is 'n stukkie koek ook oor. Nooi Rosaan onverwags, verbeel hy hom, of is daar die vurige, vyandige gesindheid van haar jeens hom ook, na gisterand nou 'n klein bietjie minder. Troukoek? Vra Christo versigtig. Nee, die plan is nie om jou eetlus vir die res van jou lewe te bederf nie, Dr. Christo, sjokoladekoek. Daarmee kan iemand hom gewoonlik onder 'n wip of in 'n emmer vang. Dankie, maar as dit klaar is, moet julle my verskoon. Huis toe en slaaptyd, 'n lang dag môre by die kliniek en terloops, sal jy asseblief môre by die kliniek aanmeld? Ek sal nog een keer na jou longe wil luister. Wel, hoekom nie sommer hier en nou nie? Vra sy. Wat bedoel jy met hoekom nie? Natuurlik gaan ek eers luister. Wat maak daardie longe van jou voordat ek vanaand hier wegry? Baie professioneel, let wel, al klop sy hart net 'n bietjie te vinnig, toe hy haar blouse 'n klein bietjie wegtrek en die stetoskoop later agter onder haar baadjie indruk, om tussen haar blaaie ook te luister. Hy vat sy tyd, hy is deeglik, dit is al. 'n Dokter moet sy werk deeglik doen, en hy geniet dit nogal om haar gesig dop te hou, terwyl hy sy werk so deeglik doen. Die mooi vrou wat daar op die eetkamerstoel sit, is nie onaangeraak deur sy deeglikheid nie. 'n uur later klim Christo in die wit en rooi blits en ry baie besadig huis toe. En daarna by die huis hoor hy 'n stem. Jou gewaarsku dat jy van my vrou se koek gaan hou. Hy kyk in die treespieël, trek van die pad af en gebied. Uit is jy. Daardie spesifieke sjokoladekoek was natuurlik my gunsteling ook. Ek het gesê uit. Christo klim uit en maak die agterdeur oop. Dis een ding om vir jou daar by Villa Schultz raak te loop, maar jy saamkom na my huis toe, dit is 'n nee. Die man sit soos 'n neet aan 'n hondekombers. Ek was glad nie van plan om al die pad saam met jou te ry nie. Ek het genoeg probleme van my eie. En dit is nogal wat. Ek hou nie van Siska se nuwe kerel nie. Die IT ouens is almal te groot vir hulle skoene.
Nou gaan doen iets daaraan. Goodbye! Christo waai in die rigting van Pretoria, Hatfield om presies te wees, daar waar sy blykbaar 'n klein woonstelletjie het. Wat soek die man nog hier? En dan net 'n ander waarskuwing, sê Bert weer. Rozaan beplan om te gaan kamp, Woensdag aand in Denokeng. Ek weet kamp is jou ding ook, en toe het ek net gewonder, nee jammer, ek werk donderdag. En woep, volgende oomblik staan die man reg langs hom buite die kar. Hulle is ewe lank. Maar Bert het die gewigsvoordeel, as hy nog 'n lyf gehad het. Maar Christo, jy kan afvat. Jou tyd is mos jou eie man. Die salaris waarvoor jy werk, regverdig nie al die oortyd wat jy gewoonlik insit nie. Jy is reg, Bert, my tyd is my eie, nie joune nie. Totsiens, dit was goed om jou te geken het. Christo maak die deur agtertoe en mik om weer voor agter die stuurwiel in te klim. Wel, die wind kan die gasverwarmer se vlam doodwaai, dan versmoor sy. Het al gebeur met ander mense. En Rozaan weet nie om 'n vuur te maak nie. Maar ek weet, nee, ek lieg seker 'n bietjie. Maar dalk vergeet sy om haar kole dood te maak, dan steek sy haarself en die tent aan die brand. En dalk seil hierdie kobra by haar tent in en wag vir haar onder haar kopkussing. Nee, ek is altyd maar bietjie bekommerd oor haar. Wel, sy is heel bedrewe en behendig om hom te vang en iewers te gaan aflaai. Naand, Bert, geniet 'n wonderlike, lewe, aand. Christo wil net inklim en weer begin ry, toe 'n bakkie by hom verbyjaag, van die pad aftrek en 'n stofwolk voor hom stop. 3 rad en hier kom die ding. Die man wat uit die ding klim, is Jakes met 'n tou in die hand. Car trouble, Doc, of is jy out of gas? Nie een nie, bære die toue. Ek het net 'n ryloper afgelaai. Jakes kyk rond. Hy sien nie nog mense nie. Hy kyk na Christo en wonder seker of hy hoog of beskonke is. Hy is nie. Hy onthou dan selfs om te vra. Jakes, terwyl ek jou sien, in wat se toestand is Bobby se dubbelas kar sleepwa deesdae? Mint, Doc, mint. Ek hou homself in stand. Hoekom vra jy? Is jy Vrydag beskikbaar vir 'n freelance job? Kar gaan laai iewers en terugbring na my plek toe, en dan moet ons 'n ou trokkie by Woesie se Car Cemetery gaan haal en in daai ou kar se plek gaan installeer, en daarna 'n sleepwa wat blykbaar nie padwaardig is nie. So dalk moet ons daai ding ook kan laai. Met my bakkie, Doc? Vra Jakes. Nee, wat sommer met die Landy. Cool. Jakes staan. Hy maak sommer daar in sy kop. Hierdie gaan hom kos, sien Christo. Maar ag wat, hy doen dit vir klein Renier. Hy het nie sy eie aanwasse nie. Frank se kinders is sy enigste familie en hy hou van sy neefie. Skool is soort van alright, besluit Renier maandagoggend. Hy en Craig sit en gesels oor wat hulle alles die naweek gedoen het. Toe klim Melanie in. Sy gaan sit oorkant hulle, ander kant die paadjie. Al gluur sy oue sissies hom daar uit die agterbanke aan, asof hy en die meisie met melaatsheid geslaan is. Na die tyd roep Melanie om een kant toe. Ek het vir jou 'n stukkie sjokoladekoek. Dis eintlik myne, wat tannie Rozaan vir my ingepak het, maar ek is bang ek word vet. Dankie. Renier sal nie nee sê vir koek nie. Hy hou van sjokoladekoek. Hy vat die plastiek bakkie by haar en toe sy nie dadelik loop nie. Sy net so, by the way. Bly om te hoor, tannie Rozaan is alright. Julle het seker groot geskrik Saterdag aand. Net dat sy moet weet, dat hy en oom Christo buddies is. Hulle praat. Sy oom lap miskien nie mediese geheime van sy pasiënte uit nie, maar hy wat Renier is ingelig. Sjoe, ek het gedog, my hart gaan self staan, bieg Melanie.
Jessie, maar jou oom Christo is amazing. En ek hoor julle kom die swart karretjie Vrydag haal met sy Landy. Ja, ek kan nie wag nie, sê Renier. Okay, see you later. Sy raak in sy arm en laat spaander. Skoolfeiery is taboe. Wat is met haar? Vra Craig toe hulle tasse neersit vir skoolopening. Met jou en Melanie. Ons is gekeis, antwoord Renier, en nou sy stem net in toom. Hy bære sy plastiek bakkie. Hy gaan nie sy chocolate koek met iemand deel nie, dankie. Nooit gekeis. Craig kyk hom vas in die oë. Hy kyk terug. Craig vra, wanneer het dit gebeur? Vrydag. Renier voel hoe 'n gloedhier van binne sy borskas by sy keelgat uitklim en op sy gesig gaan lê. Maar ons praat nog nie daaroor nie. Jou ou ramkat. Aangesien biologie nou sy gunsteling vak is, gee Renier vir die eerste keer nie om dat hulle op 'n maandag middelperiodes in die biologieklas en op Vrydag die 2 laastes het nie. Veral toe juffrou Campbell die toetspapiere van Vrydag begin uitdeel. Sy hou Renier sin verlaaste. Toe vertel sy vreeslik dramaties dat sy vir die heel eerste keer in haar skoolloopbaan 'n leerder in haar klas het vir wie sy 'n welverdiende 100% gegee het. Iemand by wie sy selfs meer geleer het oor die oor. En hier sit hy, haar Dux leerling, Renier Du Plessis. Die man kon selfs vir haar addisionele inligting rondom die oor gee. Dit was vir haar veral interessant om te hoor dat Jochen Rindt op daardie spesifieke draai van Monza oorbaan oorlede is parabolika. Dus as die ander manne op dieselfde manier studeer as meneer Du Plessis hier, sal hulle ook sien dat biologie glad nie parabolies is nie, maar baie interessant kan wees. Wel gedaan, Renier. Ouers teken dat hulle die toetse gesien het, en dan kom hierdie goed in julle leers. Die wat gedop het, maak reg en verbeter op die werk. Ons volgende toets gaan oor die oog. En daarna lui die klok. Die res van die dag is dit wiskunde, skynat, geografie, Engels is okay. Engels is belangrik vir 'n man wat binnekort in Amerika gaan reside. Op die bus vra Craig, Jessie, Renier, het jy 'n wenresep gekry om so goed in daai biologie toets te kon doen? My pa het gesê hy koop vir my 'n nuwe fiets as ek met elke vak beter doen as die vorige kwartaal. Sal jy vir my wys hoe jou wenresep werk? Ek sal. Ek leer deesdae met assosiasie. Wat is byvoorbeeld jou gunsteling reis? Die Cape Agus. O my gorrel, ek weet niks van die Cape Agus af nie, maar kom ons probeer. Hy maak sy biologieboek oop by die oog en toe gorrel hulle 2 manne so, dat hulle naderhand lekker sit en lag. Wat is so snaaks, vra Melanie, wat weer oorkant die paadjie van hulle afsit. Ons leer sommer vir die biologie toets van Vrydag, verduidelik Renier. Ek wys vir Renier 'n beproefde manier wat ek by oom Christo geleer het. Ons leer met assosiasie. O, dan moet jy dit vir my ook wys, vra Melanie. Craig keer, maar dit gaan nie vir jou werk nie. Jy ry nie fiets nie en jy is ook nie 'n racing driver nie. Maar sy het daarom seker ander belangstellings, troos Renier. Wat is jou grootste belangstelling, Melanie? Die menslike liggaam, antwoord sy sonder om te skroom. Renier sit agteroor en toe tref 'n weerligstraal hom. Ag nee wat, dan het jy nie assosiasie nodig nie. Jy is spot aan. Jy hoef net vir jouself in die spieël te kyk. Het ek ook gedink. So waaroor skryf jy die volgende toets? Vra sy lagend. Oor die oog. Die oog? Dit is so maklik. Dit is eintlik vanselfsprekend. Sy leun oor die paadjie en kyk in Renier se oog. Veral is dit maklik as iemand sulke mooi blou is, soos Renier het. Die oog, iris is die kleur, die pupil is die ding wat sen.
Dit trek saam met die lighoop toe. Nes 'n kamera wat kan sien, is daar 'n lens, retina, kornea, lens, oogsenuwees, ensovoorts, ensovoorts. Renier is nog steeds in 'n trance toe Melanie afklim. Hy sal haar oog vanmiddag teken en dit neerpen, asof sy steeds vir hom vertel wat sy daar in sy oë gesien het en hy in hare. Hy is verlore. Renier Du Plessis is verlief. Hy waai vir haar toe sy buite staan. Toe gaan staan hy regop en kyk na die plek waar sy die pad moet oorsteek. Die mense kan sê net wat hulle wil. Vir Melanie vat hy eendag met hom saam na Amerika toe. Word vervolg.